Vandag is die 7de dag, die heilige Sabbatdag. Vandag wil ek graag die woord van God met julle deel onder die preek getiteld Jesus se lewe en omgewing. Toe Jesus in die vlees na hierdie aarde gekom het, het die godsdienstige leiers en die mense verskillende dinge gebruik om hom te belaster. Deur wat 2000 jaar gelede gebeur het, kan ons verstaan watter soort lewe Hemelse Vader aan Sangom en Hemelse Moeder Nuwe Jerusalem geleef het. Laat ons besef dat hulle so 'n lewe gelei het vir die redding en bekering van sy kinders. Kom ons kyk na Kolossense hoofstuk 2 vers 2. Dit is my doel dat hulle harte, deur liefde saamgebind bemoedig mag word, en dat hulle kan kom tot die volle rykdom van allesomvattende insig, ja, tot die kennis van die misterie van God, naamlik Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Dit sê ek, sodat niemand julle met slinkse argumente om die bos sal lei nie. Al is ek wel nie liggaamlik teenwoordig nie, is ek in die gees by julle en baie bly om te sien hoe ordelik julle optree en hoe vas julle geloof in Christus is. Volgens Kolossense hoofstuk 2, wie is die verborgenheid van God? Dit is Christus. Kolossense hoofstuk 2 verduidelik dat ons Christus en sy leringe korrek moet besef. Almal is 'n raaisel veronderstel om aan baie mense geopenbaar te word. Nee. Daarom was dit nie maklik om Christus, die verborgenheid van God, by sy eerste koms te besef nie. Kom ons kyk na Matteus hoofstuk 16 vers 18. Hoofstuk 16 vers 18. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van Hades sal dit nie oorweldig nie. Ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook al op aarde toesluit, sal in die hemele toegesluit wees, en wat jy ook al op aarde vrylaat, sal in die hemele vrygelaat wees. Daarop het hy die disippels beveel om vir niemand te vertel dat hy die Christus is nie. Toe Petrus Jesus as die Christus erken en sy geloof bely het, het Jesus hom beveel om vir niemand te vertel dat hy die Christus is nie. Dus, toe Christus na hierdie aarde gekom het, wat het hy gedoen? Hy het in die geheim gekom en sy identiteit weggesteek. Die lewe en omgewing van Christus was nie iets wat almal maklik kon aanvaar nie. God het in die geheim gekom, die vlees aangetrek en 'n lewe gelei net soos ons sin. Hy het in omstandighede gekom wat uiters moeilik was om te aanvaar. Agter dit alles was God se groot doel vir ons verlossing. Ek glo ons moet terugkyk op ons sondes as hemelse sondaars wat veroorsaak het dat hy so 'n lewe lei en tot bekering gekom het. Dan, wie is Jesus? Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 9. Jesaja hoofstuk 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem Wonderbare Raadgewer, Magtige God, Ewige. Wie is hy? Vader. Dit was 'n baie belangrike profesie dat God Jehovah, wat die Vader genoem is, as die Seun sou kom.
Vers 6. Vir die uitbreiding van heerskappy en vir vrede sonder einde, sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en te ondersteun deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Die ywer van die Here, heerser oor alle magte, sal dit doen. Die profeet Jesaja profeteer selfs oor die dorp waar God sy werk sal uitvoer wanneer hy as kind, as seun kom. Kom ons gaan na hoofstuk 8 vers 23. Ja, daar sal nie 'n ligstraal wees vir hulle wat angs ervaar oor die land nie. In 'n vroeër tyd het hy vernedering gebring vir die land Sebulon en die land Naftali. In die toekoms bring hy eer. Waar sal hy eer? Vir die weg na die see, Galilea, oorkant die Jordaan en die gebied van die nasies. Die volk wat in duisternis ronddwaal, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in 'n stuk donker land woon, oor hulle het 'n lig geskyn. Selfs die besonderhede oor Galilea, waar Jesus sy bediening sou uitvoer, is ongeveer 700 jaar voor sy koms geprofeteer. In Kolossense hoofstuk 2, vers 2 sê God dat dit baie belangrik is om Christus, die verborgenheid van God, te ken. Jesus het vir Petrus gevra, "Wie sê jy is ek?" Petrus het geantwoord, "U is die seun van die lewende God." Wie is die seun van God volgens Jesaja, hoofstuk 9? Hy het dus bedoel, "U is God die Vader." Jesus het geantwoord, "Geseënd is jy, Simon seun van Jona. God het dit aan jou geopenbaar. Ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee." Daarop het hy die disippels beveel om vir niemand te vertel dat hy die Christus is nie. Dit is een van die redes waarom God, wat na hierdie aarde gekom het, nooit kon verskyn soos die wêreld dit voorstel nie, vol roem en glorie. In die oë van die mense was daar foute met hierdie saak of daardie saak. Nietemin, wie is hy van natuur? Hy is magtige God en die ewige Vader. Kom ons kyk watter soort lewe magtige God, ewige Vader, geleef het toe hy na hierdie aarde gekom het. Kom ons open Lukas hoofstuk 11 saam. In vers 37 het die Fariseer Jesus vir 'n maaltyd genooi. Kom ons kyk na vers 37. Tydens Jesus se redevoering het 'n Fariseer hom genooi om by hom te kom eet. Hy het by sy huis ingegaan en aangeleen om te eet. Die Fariseer was verbaas om te sien dat Jesus hom nie voor die ete laat was het nie. Maar die Here sê vir hom, "Ja, julle Fariseërs, julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar van binne is julle vol inhaligheid en boosheid." Dwaase, het hy wat die buitekant gemaak het, nie ook die binnekant gemaak nie. Gee liewer die inhoud vir liefdadigheid, dan sal alles vir julle skoon wees. Jesus het nie sy hande gewas voordat hy geëet het nie. Hy het kos met sy kaal hande geëet, in plaas daarvan om 'n eetgereedskap te gebruik. Toe die Fariseer dit sien, was hy baie geskok. As iemand in 'n posisie was om die woorde van God te verkondig, sou hy ten minste probeer om heilig te voorkom, maar Jesus se lewe was heeltemal die teenoorgestelde. God het verskeie dade uitgevoer wat dit moeilik gemaak het om God se identiteit te herken en sy heerlikheid perfek verberg het. Kom ons lees Matteus hoofstuk 11 vers 18. Want Johannes het gekom, en hy eet en drink nie, en hulle sê, hy is van 'n demoon besete. En die Seun van die mens het gekom en geëet en gedrink, en julle sê, kyk, hy is 'n vraat en 'n syplap.
Dit is hoe hulle Jesus beskryf het. 예수에 대해서 표현했습니다. Die mense het hom as 'n vraat beskryf. 다시 말해서 Met ander woorde, hulle het bedoel dat hy sy kos met hebsig verslind. 아주 껄스럽게 그렇게 잡수시는 이런 뜻으로 묘사를 하고 있습니다. Kyk, hy is 'n vraat en 'n syplap, 'n vriend van tollenaars en sondaars. 죄인의 친구로다. In die ou dae is tollenaars en sondaars as van 'n baie lae klas beskou. 계층에 있던 사람들. 일반 Selfs gewone mense het nie met hulle omgegaan nie, tog het Jesus hulle as sy vriende beskou. 친구 삼아서 지내셨더라고 성경은 알려주고 있습니다. Waarom het die edelste, mees heilige en heerlikste God in die vlees na hierdie aarde gekom en so 'n lewe gelei? 육체를 입고 이 땅에 오셔서 인간의 삶을 왜 이리 사셨을까? Daarom staan daar in Kolossense hoofstuk 2 geskryf dat die verborgenheid van God Christus is. Daarop het hy die disippels beveel om vir niemand te vertel dat hy die Christus is nie. Waarlik, God het gekies om op hierdie manier te leef om sy ware mense te vind en die sondes van die mensdom te verlos. 하나님께서 선택하신 삶이 이런 삶이었습니다. Kom ons gaan voort met Lukas hoofstuk 15. 15의 말씀도 한번 보도록 합시다. Kom ons kyk na Lukas hoofstuk 15 vers 1. Al die tollenaars en die sondaars het dikwels nader gekom om na hom te luister. Die fariseërs en die skrifkenners het onder mekaar gemor. Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. In daardie tyd het die fariseërs en die leraars van die wet voorgegee dat hulle heilig was. Maar Jesus het tollenaars en sondaars verwelkom en saam met hulle geëet. Hy het glad nie glorieryk gelyk nie. Lukas, die skrywer van hierdie evangelie, het hierdie toneel opgeteken. As Jesus in hierdie tyd op hierdie manier verskyn het, wat sou gebeur? Kom ons blaai na Matteus hoofstuk 21 vers 31. Wie van die twee het die wil van hulle vader gedoen? Hulle sê, die eerste een. Jesus sê vir hulle, Amen, ek sê vir julle, die tollenaars en prostituie sal voor julle in die koninkryk van God ingaan. Jesus het rondgegaan en geleer dat die mees veragte en die mees minder bevoorregte mense in daardie dae die eerste sou wees om die koninkryk van God in te gaan. Almal, verbeel jou dit. Waarom het Christus so 'n lewe gelei en die heerlikheid van God verberg? Wanneer ons oor hierdie saak nadink, kom ons tot die gevolgtrekking dat God hierdie lewe vir die redding van die mensdom gelewe het. Net soos daar in Jesaja, hoofstuk 53 geskryf staan, was dit as gevolg van ons oortredings. As ons nie sonde in die hemel gepleeg het nie, sou dit nooit met God gebeur het nie. Ons almagtige God die Vader het hoop gegee, selfs aan diegene wat arm, nederig, swak was en as minder as mense behandel is, en hulle wakker gemaak het vir die waarheid oor die hemel. Die fariseërs en die leraars van die wet het egter hulle God verwerp, gespot, opgespoeg en gekruisig toe hy na hierdie aarde gekom het. Hulle het klippe opgetel om hom te stenig deur te sê, jy 'n blote man beweer dat jy God is, en het goddelose dade teen hom gepleeg. As God na hierdie aarde gekom het op die wolke van die hemel of in hemelse strydwaans van vuur, vergesel van talle engele, sou hulle dit gewaag het om Jesus so te behandel. Aangesien hy in 'n nederige posisie gekom het, het mense hom nie herken nie en hom so behandel. Toe Petrus hom herken, het hy gesê, moenie vir iemand sê dat ek die Christus is nie.
왜냐하면 Dit is omdat 내가 ek in die 비밀을 geheim 가져왔다. gekom het. Kom ons kyk na 2 Korintiërs hoofstuk 4 4절의 vers 말씀 4. 살펴보겠습니다. Kom ons kyk na hoofstuk 4 vers 4. 그 중에 Vir die ongelowiges wie se denke deur die God van hierdie bedeling verblind is, sodat die lig van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat? Wie is hy? Die beeld van God is nie oor hulle skyn nie. 하나님의 형상이니라고 했는데 그리스도는 곧 Christus is God. 이사야 Volgens 9장에 Jesaja 보니까 hoofstuk 9 is hy 'n magtige God. 누구라고요? En wat anders? 영존하시는 아버지께서 Ewige Vader. Word dit nie in Jesaja hoofstuk 8 geprofeteer dat hy sal kom om Galilea te eer en 'n groot lig te laat skyn nie? 하신다고 이사야 9장에 예언되어 있었지 않습니까? Kom ons gaan aan na vers 6. 어두운 데서 Want God wat gesê het, laat daar uit die duisternis lig skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Selfs as God homself vermom asof hy nie God is nie, hoe moet sy ware mense reageer? 행동도 그렇게 하신다 할지라도 하나님 백성들은 Ons moet hom erken. 어떻게 해요? 깨달아야 되겠죠. 육체를 입고 Om die hemelse 하늘 kinders te 자녀들을 red, 구원하고자 하는 하나님의 섭리 안에 het God in die geheim in die vlees gekom en die heerlikheid van die hemel verberg. 비밀로 아멘으로 이 땅에 하나님께서 오셨습니다. 그때 In daardie tyd was daar mense wat God herken het en mense wat van hom af weggedraai het. 하루에 5000 mense het hom gevolg, maar wat sê Johannes hoofstuk 6, vers 66 het hulle gedoen. 저희가 다 어떻게 했다고요? 물러가더라. Baie van sy disippels het omgedraai. 하나님이 친히 오셔서 가르쳐 Al het 주시고 God gekom, 그들이 상상할 sy 수 leringe 없었던 aan hulle 놀라운 gegee en 이적과 wondertekens 기적도 gedoen, 보이셨는데도 불구하고 그들의 어떤 뜻대로 뭔가를 이루어주지 het hulle van 않았다고. hom af weggedraai omdat hy nie hul wens vervul het nie. 이런 어떤 모습들이 Hierdie soort situasie word baie keer in die evangelie genoem, 예수님의 그 soos die 시대적 omgewing van 환경이 Jesus se 어땠는지, tyd en die soort lewe wat hy 예수님께서 geleef 이 땅에 het. 오셔서 걸어가셨던 그 삶이 어떠했는지. 그런 Nietemin het 가운데서도 Petrus, 베드로와 Johannes en 요한, Jakobus sy leringe 야고보, gevolg en by 이런 hom gebly 제자들은 tot die einde toe. 다시 그리스도의 가르침을 따르고 예수님과 더불어서 함께 했기 때문에 Dit is hoekom Jesus gesê het ek jou nie uitverkies nie. Ons kan die toneel van Jesus se blydskap vind in Johannes hoofstuk 6. 우리가 생각할 때는 In hierdie tyd, as Jesus ons kom leer het, sou ons dalk dink ons sou sê, Amen, en hom 100% volg, maar dit is nie die geval nie. 그렇지 않습니다. 요한복음 Kom ons 6장 kyk na Johannes hoofstuk 6 vers 66. Hieroor het baie van sy disippels teruggedraai en nie meer. Wat het hulle nie meer gedoen nie? Saam met hom rondgegaan nie. Dit is Jesus. Toe Jesus gesê het, die gees maak lewend, die vlees tel vir niks. Moenie werk vir voedsel wat bederf nie, maar vir voedsel wat tot die ewige lewe bly. Het hulle gesê, dit is 'n harde leer. Wie kan dit aanvaar en hom verlaat? Alhoewel die almagtige God in die vlees na hierdie aarde gekom het en hulle geleer het, het baie mense omgedraai. Vers 67. Daarop het Jesus vir die 12 gesê, julle wil tog seker nie ook weggaan nie. Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het woorde van die ewige lewe. En ons glo en weet dat u die heilige van God is. Diegene wat Jesus reg geken het, het sy leringe gevolg tot die einde toe, maar gewone mense, wat nie het nie, het hom verlaat. Beteken dit nie dat dit nie vir gewone mense maklik was om hom as God te verstaan nie? Hy het 5000 mense gevoed met 5 garsbrode en 2 visse en 12 vol mandjies was nog oor. Hulle het die brood geëet, maar hulle het hom verlaat. Dit is werklik verstommend. In so 'n omgewing het Christus die evangelie verkondig. Hy het in die wêreld geleef wat so min geloof in Christus gehad het. Kom ons gaan voort met Johannes hoofstuk 10.
Johannes hoofstuk 10 vers 30. Ek en die Vader is een. Die Jode het weer klippe opgetel om hom te stenig. Jesus het hulle geantwoord: Baie goeie dade van die Vader het ek aan julle gewys. Oor watter een van daardie dade wil julle my stenig? Die Jode het hom geantwoord: Dit is nie oor 'n goeie daad dat ons jou wil stenig nie, maar oor godslastering, en omdat jy, wat net 'n mens is, jouself God maak. Is Jesus God of nie? Die profeet Jesaja leer ons duidelik dat alhoewel hy as kind, as seun gebore sal word, hy magtige God, ewige Vader is. As gevolg van die omstandighede van daardie tyd het mense egter gevra: Hoe kan 'n blote mens God wees? Alhoewel hy so behandel is, het hy net op ons verlossing gefokus en die pad van die nuwe verbond geloop en die sondes van die wêreld gedra totdat sy kinders gered is. Ons moet nooit God se genade, liefde, opoffering en toewyding vergeet nie. Sommige skaamtelose mense het hom egter probeer stenig. Kom ons gaan aan na hoofstuk 6. Johannes hoofstuk 6 vers 41. Toe het die Jode oor hom gemor omdat hy gesê het: Ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. En hulle het gesê: Is hy nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe kan hy nou sê: Ek het uit die hemel neergedaal? Het Jesus nie uit die hemel neergedaal nie? Die Jode het God nie herken wat in menslike vorm uit die hemel neergedaal het nie. Hy het na hierdie aarde gekom deur die liggaam van 'n vrou met die naam Maria. Hulle het gedink, sy pa is Josef en ons ken sy ouers. Hoe kan hy so 'n leuen vertel dat hy uit die hemel neergedaal het? Kon hulle in hierdie situasie Jesus as God ontvang het? Hulle het die lyding geneem om hom te kruisig. Sy bloed is op ons en op ons kinders. Die Jode was selfversekerd genoeg om dit te sê. Kom ons gaan na Johannes hoofstuk 7. Johannes hoofstuk 7 vers 14. Toe die fees reeds halfpad verby was, het Jesus na die tempelterrein opgegaan en begin onderrig gee. Die Jode was verwonderd en het gesê: Hoe ken hy die skrifte sonder dat hy dit bestudeer het? Hulle het dinge met 'n negatiewe toon gesê soos: Hy het geen akademiese agtergrond nie, maar hy is geletterd. Vers 41. Ander het gesê: Hy is die Christus. Nog ander het gesê: Die Christus kom tog nie. Waar? Uit Galilea nie. Ons weet Christus kan nooit uit Galilea kom nie. Maar het Jesus nie van Galilea afgekom nie? Op hierdie manier het hulle Jesus belaster. Kom ons kyk ook na Johannes hoofstuk 1. Kom ons kyk na vers 43. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea te gaan. En toe hy Filippus teekom, sê hy vir hom: Volg my. Filippus was afkomstig van Betsaida, die tuisdorp van Andreas en Petrus. Filippus loop toe vir Natanael raak en sê vir hom: Ons het hom gevind van wie Moses in die wet geskryf het, en ook die profete, Jesus wat van Nasaret kom, die seun van Josef. En Natanael vra hom: Kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Nasaret, waar Jesus die evangelie verkondig het, was nie 'n plek met 'n goeie reputasie nie. Kan daar iets goeds uit Nasaret kom? Soos ons kan sien, het Jesus se lewe en omgewing die heerlikheid van Christus verberg. Niemand kon Jesus as 'n Messias, God of Christus in so 'n omgewing aanvaar nie. Dus, wat het Jesus gesê?
Kom ons kyk na Matteus hoofstuk 11. Matteus hoofstuk 11 vers 2. Toe Johannes in die tronk verneem wat Christus alles doen, het hy sy disippels gestuur om te vra, is u die een wat sou kom, of moet ons iemand anders verwag? Jesus het hulle geantwoord, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer en verlamdes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die goeie boodskap verkondig. En gelukkig is die mens wat nie aan my aanstoot neem nie. Om te struikel beteken om te val. Wat van die een wat nie uit die geloof val as gevolg van Jesus nie? Hulle is geseënd. Al het Jesus gekom as die verborgenheid van God, ten spyte van al hierdie omstandighede, het Petrus en die disippels hom herken, om met hul hele hart aanbid en sy leringe ywerig verkondig. Kyk egter na die situasies van al die ander. In Handelinge hoofstuk 24 het mense diegene wat in Jesus geglo het, daarvan beskuldig dat hulle die Nasarener sekte is. Die Jode het die gewoonte gehad om een sondaar tydens die fees vry te laat. Pilatus het gedink, sal die mense nie vra dat Jesus vrygelaat word, omdat hy regverdiger en sagmoediger is as die rower Barabbas nie. Hy het hulle gevra, wie van die twee wil julle hê, moet ek vir julle loslaat, Jesus of Barabbas? Almal het egter gesê, laat Barabbas vry. Hulle het geskreeu, kruisig Jesus. Wie het dit alles georkestreer? Het die godsdienstleiers van daardie tyd nie die mense gemanipuleer dat hulle selfs Jesus gelei het om gekruisig te word nie? Terwyl Jesus die kruis gedra het, het mense hom beledig. Die soldate het die lot oor sy klere gewerp. Sommige het op hom gespoeg, sommige het hom geblinddoek en hom met die vuiste geslaan. As God die glans van sy heerlikheid geopenbaar het, sodat die mensdom dit kon sien, sou sulke dinge nooit gebeur het nie. Hy het egter sy heerlikheid verberg. Te midde hiervan het sommige mense net na sy woorde van die ewige lewe gekyk en hom gevolg. Ons moet nooit vergeet dat God na sulke ware mense van God soek nie. As ons die genade van Vader en Moeder onthou, moet ons 'n lewe van bekering lei en dankie sê aan Vader en Moeder wat die hele pad na hierdie aarde toe gekom het om ons te red. Daarom wil ek hê jy moet weet dat die gebed van bekering vir God meer aanneemlik is as die gebed van smeking. Doen dit asseblief. Doen dit asseblief. Natuurlik is al hierdie dinge gebede. Wanneer ons dink dat God, wat nie nodig gehad het om so 'n rol te neem nie, gekies het om hierdie pad te stap as gevolg van ons, word ons beweeg tot diepe bekering en hartseer. Ons het gesondig voor ons hemelse ouers in die hemel en weer op aarde, wat hulle weer eens pyn besorg het. Met harte wat geskeur is in berou, moet ons God se onbeperkte liefde, toewyding en opoffering elke dag onthou. Die manier waarop mense die kerk van God vandag in die tyd van die Heilige Gees beskou, verskil nie van die manier waarop mense die vroeë kerk beskou het nie. Die manier hoe mense Jesus in daardie dae beskou het, is dieselfde as hoe mense vandag Christus Ansangong en Nuwe Jerusalem hemelse moeder beskou. Soos dit in Jesaja hoofstuk 60 geskryf staan, hoe word al daardie dae beskryf?
Jou dae van hartseer. Wat sal egter met daardie dae van hartseer gebeur? Hulle sal tot 'n einde kom. Kom ons draai na die woorde wat sê, wanneer die dae van droefheid vervul is, kan die kinders terugkeer na die hemel. Jesaja hoofstuk 60. Kom ons kyk na Jesaja hoofstuk 60 vers 20. Jou son sal nie weer ondergaan nie, en jou maan sal nie verdof nie, want die Here sal vir jou 'n ewige lig wees, en jou routyd sal. Wat sal met jou dae van hartseer gebeur? Verby wees. Na wie verwys die woord jou? Aangesien Jesaja hoofstuk 60 die toekomstige glorie van Jerusalem beskryf, verwys jou dae van droefheid en na die dae van hartseer wat Jerusalem moet deurmaak. Jou routyd sal. Wat sal met hulle gebeur? Verby wees. Tot dan sal daar diegene wees wat nie in Jerusalem glo nie, diegene wat oor haar twyfel, diegene wat haar verraai en diegene wat haar verhinder. Die omgewing in die tyd van die Heilige Gees is nie anders as die omgewing in die tyd van die Seun nie. As God sy heerlikheid tentoongestel het, sou geen mens hulle koppe voor die Hemelse Vader en Hemelse Moeder oplig nie. Vir wie verduur Jerusalem die dae van droefheid? Totdat die dae van hartseer wat deur haar kinders veroorsaak is tot 'n einde kom, sal Jerusalem in hierdie soort omgewing wees. Kom ons blaai ook na vers 14. Hoofstuk 60 vers 14. Na jou sal hulle neergeboe kom, die kinders van jou verdrukkers. Almal wat jou verag het, sal diep neerbuig by jou voetsole. Hulle sal jou noem, stad van die Here, Sion van die Heilige van Israel. Hier, wie is jou verdrukkers? Dit is hulle wat Jerusalem pynig. Dan sal hulle haar pyn, lyding en angs toedien. Terwyl sy al daardie oomblikke verduur, het sy vir haar kinders hierdie kosbare tyd vir redding gegee. Ons moet nooit vergeet dat dit is hoe ons tyd gegee word om te bekeer nie. Daar is geen verskil tussen die omstandighede van Vader se eerste koms en die van sy wederkoms nie. Kom ons lees weer vers 14. Na jou sal hulle neergeboe kom, die kinders van jou verdrukkers. Hierdie heerlike dag sal kom. Almal wat jou verag het, sal. God is verag, bespot en uitgelag. Sommige mag dink, as hy God is, hoekom is hy getuister? Alhoewel hy magtige God, ewige Vader is hy gekruisig en het sy bloed vergiet. Die profeet Jesaja verduidelik in Jesaja hoofstuk 53 dat dit te wyte was aan ons sondes wat ons in die hemel gepleeg het. Dit is dieselfde met Jerusalem. Sy is getuister en verag. Hulle sal egter voor haar voete buig en haar Sion van die Heilige van Israel noem. Dit is wat die Bybel profeteer. Jesus het ook gesê dat aangesien die Bybel vervul moet word, hierdie situasie onvermydelik sou wees. Daarom verduur hulle al hierdie lyding, minagting en veragting vir ons. Ons moet eer gee vir die toewyding en liefde van Hemelse Vader en Hemelse Moeder. Ons moet nooit hulle opoffering verraai nie. God wat ons van hierdie omgewing beskerm het, is ons wonderlike Vader en Moeder. Met die hoop dat ons nie ons geloof tot die einde sal verloor en vinnig sal terugkeer na die ewige koninkryk van die hemel nie, wil ek graag vandag se preek afsluit. Baie dankie.